Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer so saam mekaar kan wees rondom die woord van die Here. Ja, dit was nou 'n redelike lang tyd van afwesigheid. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons so 'n tydjie van rus kon gehad het. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons die kinders en kleinkind kon sien daar onder in Malmesbury en dat ons veilig terug is. Ja, ek het so 'n bietjie bronkietes gehad, ek en Kalfyntjie. Ons het mekaar maar so aangesteek, maar ons is die Here ook dankbaar dat die medikasie gewerk het en dat ons heelwat beter voel en dat ons ook die woord van die Here alreeds kon bedien het gister en dat ons die voorreg gehad het om dan so saam te kon wees, saam met die gemeente en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën in hierdie nuwe kwartaal met sy waarheid, met sy woord. En onthou maar vriende, die groot doel van hierdie oordenkings is nie om u beter te laat voel oor u self of vir u oplossings te gee vir al die probleme in u lewe nie. Die groot doel van hierdie oordenkings is dat ons 'n beter begrip sal kry van wie God is en hoe heilig hy is en hoe nodig ons hom het en dat ons sonder hom geen ding kan doen nie. En daarom is die gebed van my hart ook dat hierdie oordenkings wat sal volg in die volgende paar weke onder die tema kruisopname, die pad na ware vrede vir jou siel, vir my en vir jou tot seën en tot opbouing van ons geestelike lewe sal wees. Nou vriende, voor ons by die woord van die Here uitkom, kom ons doen 'n kort gebed saam. En dan vra ons dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig om sy waarheid en sy woord aan mekaar mee te deel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u goedheid, u genade en u guns oor ons. Ons is bevoorreg bo miljoene ander mense om u die skepper van hemel en aarde ons Vader te mag noem. Baie dankie vir u liefde geopenbaar in Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis kom sterf het vir ons sonde en baie dankie vir die Heilige Gees, die lewendmakende Gees, wat ook ons dooie sondige harte lewend kom maak, sodat ons die heerlikheid van Christus in die woord kan aanskou en daardeur ook redding vir ons siele kan ontvang. Here, ons besef en verstaan dat as ons kinders van U is, dan begin die pad van stryd en uitdagings in ons lewe. Maar vra ons dat ons nooit sal vergeet nie, dis 'n goeie stryd. En Paulus sê aan die einde van sy lewe, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Here, help ons daarin om te verstaan dat hierdie 'n goeie stryd is, al is dit hoe uitdagend. En dankie dat ons weet, U is die leidsman en volëinder van ons geloof. Seën die waarheid van U woord aan ons harte en word ryklik in ons midde verheerlik. Amen. Nou vriende, ons is besig met hierdie reeksie, kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. En wil ek so kort oorsig met U hanteer oor gister se boodskap, wat ek daar by die gemeente gebring het. Miskien het van U dit gehoor, ander is miskien onkundig oor die boodskap en daarom moet ek dit net as inleidende gedagte aan u deurgee, want dit sal dan ook die platform vir ons gee om dan verder te gaan met hierdie reeksie oor kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Nou ons het gister die voorreg gehad om so 'n bietjie daar uit Kolossense die 3de hoofstuk met mekaar te kon deel. Nou vriende, as u kyk na die boek Kolossense, dan wil ek vir u sê is een van die kosbare boeke in die Bybel. En as u tydjie het, gaan lees dit vandag bietjie deur, daar's maar 4 hoofstukke, dit gaan u 7-8 minute vat, dat u deur die boek Kolossense gelees, en u gaan kosbare en wonderlike waarhede ook ontdek uit hierdie boek. Nou ons het gister stilgestaan by daardie baie besondere vers in vers 3, daar staan, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En u sal onthou, ek het gister vir u gesê by die erediens, dat die ongelukkigste en mees depressiefste mense op aarde is hulle wat weet hulle is gered. Hulle wat weet dat hulle die vrede van vergifnis gesmaak het, maar nou moet sonde begin heel het. En daar is baie vanmôre wat luister en miskien in jou siel is daar 'n ongelukkigheid, daar is 'n opstandigheid, miskien is daar 'n teneergedruktheid en u wonder miskien, wat is die rede daarvoor? Dan wil ek jou vra om in hierdie paar dae saam met my stil te staan by hierdie baie besondere gedagte, want vriende, luister, as die Here jou gered het, as die Here jou nuut kom maak het, as jy 'n nuwe skepsel in Christus is, en jy begin met sonde in jou lewe heel, dan begin hartseer, onvrede, depressiwiteit, teneergedruktheid, swartgalligheid, opstandigheid, en ons kan 'n rits ander dinge noem, wat gepaard gaan met hierdie ding van 'n kind van God, wat heel met sonde. Daarom het ons gister 'n bietjie gekyk na die gedagte van, julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou die vraag kan miskien wees, maar ek lewe dan nog, hoe kan die Bybel sê ek het gesterwe?
En ek het dit vir u baie mooi verduidelik, dat die dag wanneer ons gered word, die dag wanneer ons weergebore word, want u sien, almal is nie kinders van die Here nie. Die Bybel sê van ons baie duidelik in Psalm 51 vers 7, dat ons in sonde gebore word. Daarom moet ons weergebore word, en die dag as ons gered word, of as ons weergebore word om die terme te gebruik, vriende, dan sterf ons aan ons sondige praktyke, ons sondige gebruike en gewoontes. Ons word nie sondeloos nie, maar ewe skielik het ons 'n nuwe uitkyk op die lewe, 'n groter haat vir sonde, 'n dieper liefde vir God, en so groei ons saam met die Here. En ag, as u terugdink aan u redding, dink maar aan daar die eerste paar dae na u redding, die blydskap, die vrede, die opgewondenheid. U wou vir almal vertel het, u was baie sensitief vir die geringste van sonde. U het sonde vermy ten alle koste. En miskien het daar 6 maande nou verbygegaan, of 'n jaar, of 2, of 3, en jy kan agterkom, daar is nou dinge in u lewe wat u eens op 'n stadium gehaat het, wat u nou omhels en liefhet. Sonde wat op 'n stadium vir u afstootlik was, wat nou vir u aanvaarbaar geword het. Sonde miskien van u kinders of kleinkinders, wat op 'n stadium 'n taboe was vir u, wat u nou aanvaar het ter wille van vrede. En dit bring onrus in jou siel, dit bring hierdie teneergedruktheid, en daarom die tema dan, kruisopname, die pad na ware vrede en geluk. Nou vriende, ons het bietjie gister in die woord van die Here gaan kyk na hierdie gedagte, en het ek vir u gesê, die Bybel is baie duidelik daaroor, as die Here sê dat ons gesterwe het, dan is die doel om dan voortaan vir Christus te lewe. 'n Mens word nie weergebore om die hel vry te spring nie. Ja, ons is dankbaar teenoor die Here as ons weergebore word, dan word ons vry van hierdie straf van die ewige verdoemenis. Maar as dit die uitsluitlike rede is waarom u 'n Christen wil wees, dan dink ek heel moontlik u is nie 'n Christen nie, en u mis die doel van Christendom, want die Bybel sê vir ons, nadat ons by Christus uitgekom het, gesterwe het, by die kruis van Golgotha ons lewe afgelê het, dan wil ons nou voortaan vir Christus lewe. Ons wil nie meer vir onsself lewe nie. Ek het vir u gesê hoe pragtig die apostel Paulus dit uitgedruk het, en u onthou seker daardie besondere woorde wat die apostel Paulus daar in Filippense vir ons dan deurgegee het, en ek lees gou vir hierdie woorde. Verskoon vriende, dis nie Filippense nie, dis Galasiërs 2 vers 20. Die apostel Paulus kom en hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Baie interessant, Paulus is lewend, Paulus is besig om te skryf, Paulus is besig om te kommunikeer, en hy sê, en hy gebruik hierdie woorde, hy sê, ek is gekruisig. Die dag toe ek gered geword het, het ek my lewe afgelê, het ek my lewe by die kruis kom neerlê, en nou sê hy, en wat ek nou lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Vriende, dis presies die woorde wat die Here Jesus daar in Matteus 16, vers 24 en 25 vir ons kom leer. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Ek dink die deursnee kind van die Here het 'n redelike verwronge beeld van Christendom. Ons dink as ons kinders van God word, en God is die koning van die heelal, hy is die skepper, hy is die een wat vir ons lief het en vir ons in genade kom aansien het, dan gaan hy vir ons 'n gemaklike en 'n kommerlose, 'n siektelose, finansiëel voorspoedige lewe gee. En as ons dit nie kry nie, vriende, dan raak ons opstandig, en daar is in ons harte ongeluk en ongemak, en ons vra maar, as die Here dan die God van die heelal is, waarom moet ek so swaar kry? Waarom moet ek deur al hierdie stryd gaan? En dis die gedagte waarby ek u vanmôre wil uitbring. U sien, wanneer ons aan die Here behoort, dan meld ons aan om in die weermag van God te staan, teen die ongeregtigheid, teen die sonde, teen die wêreldheersers van hierdie eeu. Die Bybel sê vir ons dat die wêreld lê in die mag van die bose, daarom, kinders van God is vreemd. Hulle staan uit soos 'n seer oog in hierdie boosheid en in hierdie krom en verdraaide geslag. Daarom wil ek vir u sê, dat as u halfhartig aan die Here u self wil oorgee, en met halwe hart die Here wil dien, dan sal jy die mees ongelukkigste mens op aarde wees, want ware vryheid, ware vreugde, ware blydskap, ware geluk kom juis wanneer ek daagliks aan myself sterwe, elke dag my kruis opneem en die Here volg. Nou baie interessant is
dat toe Paulus aan hierdie mense geskryf het, het hulle presies verstaan wat Paulus bedoel het. Presies verstaan wat Jesus gesê het. Want u sien, wat gebeur het in die antieke tye? As jy verhoor was en jy skuldig bevind, dan het hulle 'n kruis op jou vasgemaak en het jou na die plek van teregstelling geneem. En dis die beeld wat die Here Jesus en die apostel Paulus wil kon gebruik. En dan kom hulle en hulle sê vir ons, die dag toe ek by die kruis kom kniel, toe staan ek as skuldige voor God. Skuldig weens my menigvuldiglike sondes. Ek het besef dat net Jesus my redder kan wees en is alles deur die Heilige Gees vir my 'n werklikheid gemaak en ek het gered geword en van daardie dag af het ek besef dat ek behoort nou nie meer aan myself nie, want Christus het my vrygekoop van my skuld, hy het my 'n nuwe lewe kom gee en hy het deur sy Gees woning in my hart kom maak sodat ek voortaan sy lewe in my lewe kan leef. Dat ek sy lewe kan uitleef na buite en dat ander mense kan sien ek was by Christus. Daarom wil ek vanmôre vir jou vra, hoe lyk dit met jou siel? Is jy besig om te heel met sonde as jy getuig jy is gered? Is jy besig om te beter met die boosheid van hierdie wêreld? En ons sal later 'n bietjie praat oor die verskillende sondes wat ons mee besig raak as kinders van die Here. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, en ek gaan daarmee afsluit, as jy nie in volle oorgawe aan die Here Jesus gaan leef nie, gaan jy seker een van die ongelukkigste mense op aarde wees. Want as jy gesmaak het hoe goed die Here is, dat hy jou siel gered het, dat hy jou kon vrymaak het van die sonde, jy het gesmaak hoe dit is om die Here te dien en nou begin heel met sonde, dan wil ek vir jou sê, sal jy baie hartseer in jou lewe beleef. Daarom roep ek jou op. Daarom is daar opgewondenheid in my hart om vir jou te sê, as jy vanmôre kind van die Here is, dan lê ware vreugde daarin om jou kruis elke dag op te neem. Elke dag te sê, ek wil afskeid neem van myself, sodat Christus se karakter in my lewe tevoorskyn kan kom. Sy liefde, sy blydskap, sy vergewingsgesindheid, ag sy genade, sy barmhartigheid, sy goedheid. Ja, dit is teen my en jou natuur, maar deur God se Gees stel hy ons in staat om die natuur van Christus nou uit te leef, omdat hy in ons woon. Mag die Here ons wysheid gee in die dae wat voorlê, dat ons hierdie saak kan verstaan, dat kruisopname is die pad na ware vrede vir jou en my siel. Mag die Here vir ons ryklik seën, baie mooi en 'n geseënde dag vir u, en ons praat môre DV verder. Tada!